Net hoor, kan almal hom sien op hom. Ek leer nog met hierdie ding. Kan julle sien, is julle okay? Wonderlik, wonderlik. Ons gaan vanoggend praat oor die kuns van oorgee. Een van die goed wat die Here besig is om dit doen, en ek wil hier met mooi ter harte neem, is hy wil ons vat aan die plek waar die krag van die Gees van God in groot vryheid deur elkeen van ons kan werk. En so vanoggend gaan ek 'n paar goed dan nou met jou deel. En wat ek dink krities is, as jy daai beginsels verstaan, is asof daar groot vryheid vir jou losgemaak sal word ook in jou lewe. En dis hoekom ek graag 'n prentjie wil teken. Dis iets wat 'n sketsie moet wees. Nou die skrifgedeelte wat ons gaan mee deel vanoggend eerste is Matteus 16 vers 24 tot 27. Dis Jesus vir sy disippels. As iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloon, sy kruis opneem en my volg. Want elkeen wat sy lewe wil red, sal dit verloor, maar elkeen wat sy lewe om my ontwil verloor, sal dit vind. Want wat baat dit 'n mens as hy die hele wêreld win, maar aan sy siel skade ly? Of wat sal 'n mens gee as 'n losprys vir sy siel? Want die seun van die mens staan gereed om met sy engele in die heerlikheid van sy Vader te kom, en dan sal hy elkeen vergeld volgens sy dade. As mens kyk na hierdie ding, klink dit na 'n baie moeilike proses. En baie keer omdat ons nie verstaan, en jy weet, baie preke is al gegee rondom dit, en baie ons het al klomp goed gesê rondom hoe is jy veronderstel om nou dood te gaan in jou siel, en ek ben 'n klomp preke is al gedoen oor dit. En as julle Gees my begin vra om te deel met julle in terme van 'n prentjie van wat is die proses wat Jesus hierso na kyk. Dit is nie net 'n godsdienstige proses nie, is 'n lewenstyl verandering. Ek wil graag hê dat jy daarin vir jouself sal vasmaak. So ons sit hier met 'n plekkie waar daar's 2 koninkryke. Ek gaan ons sommer net 2 sirkels trek hier, so. En al 2 hierdie koninkryke het lewe in hulle. Baie interessant dat ons praat van waar die duiwel is, daar's dood. Maar ek wil vir sê, die koninkryk van die duisternis is baie lewendig. Met ander woorde, as ons hierdie koninkryk van die duiwel sal noem, kom ons sit maar net daar so 'n D. En ons kyk bietjie na sy lewenstyl, so met ander woorde, hierso werk duisternis. Duisternis is lewe wat gegee word. Nou ek wil daarom met jy verstaan, is dat as jy in hierdie koninkryk behoort, kan jy geweldig suksesvol wees. Jy kan lewe, jy kan voluit leef. Dis hoekom ongeredde ouens kan kragtige besigheidsmense wees. Hulle kan 'n groot klomp goeders doen. En selfs al as jy wat jy ook al wil doen, dit kan jy regkry. Hierso is 'n sekere stel reëls wat hier geld, en die reël is dat dit gaan alles oor jouself. Eventueel uiteindelik, wat jy ook al doen, toe ek nou die ding voorberei, dink ek daaraan dat as jy nou kyk van die groot manne wat nou klomp geld gemaak het, hy is 40 biljoen sterk, 50 biljoen sterk ensovoorts, nou raak jy wat hulle noem 'n filantroop. Dan filantroop filosofeer, oor die lewe in die wêreld, en dan het jy nou hier 'n organisasie wat jy nou vir een of ander doel skenk jy dan geld. En dan dink 'n mens daaraan dat dis fantasties vir jou om dit te doen, tot jy agterkom het gaan oor sy naam. En as goed agter die skerms wat gebeur, wat jy nie van weet, wat hier dan nou ook 'n rol speel, om meer geld te maak uit dit uit wat jy gee nie. En dit is so belangrik om te verstaan, dat hier gaan dit oor, wat kan jy kry uit dit uit, wat kan jy doen met jouself, en elkeen wat hier leef, het 'n stel reëls. As stel reëls is, as ek myself dronk wil drink, dis in die hak. En as ek nou wil rondloop, en ek is getroud, dis ook in die hak. Jy verstaan, hierso is die reëls van wat vir my goed is reg. En ek kan dit vat. So, daar's baie goed dat hier gebeur, wat ek kan regverdig. En ek meen, as ek nou moeg is, en ek beklei met iemand, of ek ry oor 'n ander ou se kar, waar ek nie van hom hou nie, dis geregverdig. Hier hoef ek nie te vergewe nie, ek hoef niemand vry te spreek nie, ek ben die orde is net, dat ek meen, alles wat oor jouself gaan, is in die haak. Dis die beginsel. En ek kan 'n klomp goed noem, klomp lyste noem, van, hier kan jy klomp geld maak, kom ons sit daar 'n dollar sign. Jy kan miljoene maak,
Hoe jy dit maak is nou jou saak. As jy die wet kan omseil, kan jy dit doen. As jy ou mense kan bedrieg, jy vat hulle geld, jy belê hulle teken 'n vorm wat hulle nie verstaan nie, jy vat hulle geld, dis laat ook al sê, hoor jy het die vorm geteken, ek lag vir jou, ek vat jou geld, gevoelloos teenoor ander mense se toekoms of die geskiedenis wat hulle het. So met ander hierso hoef ek niemand in ag te neem nie. Ek kan klomp geld maak. Hierso is mag. Wat hierso het. Met ander woorde, kom ons sit hier so. Okay, daar is veronderstel om 'n kroon te wees. Lyk soos hare, maar dit is 'n kroon. Alright, hier is wat jy mag. Jy kan enigiets doen. Ons kyk na die oorlog wat besig om plaas te vind. Ons vat ons sommer Putin as 'n voorbeeld. Hy het besluit, hy wil sy koninkryk uitbrei. Meer as 1 miljoen mense is klaar dood, oor hy besluit het, sy home and woe is, hy sal nou die ou Russiese empire, die Sowjetunie sal hy nou herstel. En as sulke goed gebeur, wanneer in hierdie koninkryk is, waar mense se lewens het nie eintlik waarde nie, joune ook nie. Wat egter ook hier gebeur is, dat in 'n mens, elkeen van ons het 'n hart, en in daai hart is daar oorspronge van die lewe, dis wat die Bybel sê, en jy moet jou hart bewaak. Nou wat gebeur hier so is, in jou hart is 'n klomp goed ingebou. Nou, wat gebeur in hierdie koninkryk van duisternis is, hier kan jy doen wat jy wil, maar wanneer jy doen wat jy wil, kry jy ook seer. Alright, met ander woorde, daar is verwonding wat plaasvind. So, nou het jy hier 'n hart, kom ons vat 'n praktiese voorbeeld. Ek word groot as 'n baie arm seun. Ons het nie veel gehad en ek sê vir myself, ek sal seker maak dat ek nie sonder geld is nie. So jou hele dryf word, ek gaan geld maak. 3 huwelike later het jy baie geld, maar daar's pyn, want jy het 'n familie verloor, jy het nog 'n kind verloor. Ek sit eendag met 'n ou en 'n baie bekende persoon en ons werk deur hierdie proses. En hy kyk my so, hy sê vir my, daar's nie 'n manual vir drie egskeidings in die Bybel nie. Hy moes gaan sit, en ons het klomp gedeurgewerk, hy het na sy eerste vrou gegaan, verskoning gevra, dis die vrou nommer 4 wat hy mee getroud is, en het een vir een moet sy vat en sê, ek vra vergifnis vir wat ek gedoen het. Wat was die dryf? Ek sal doen wat ek wil. Maar die verwonding in sy hart is van so groot, toe hy besef wat hy verloor het, wat hy gemis het, wat hy kon gehad het. Alles hier so in ons hart ingebou. So hier is 'n klomp pyn wat hier begin 'n rol speel in ons lewe. Dan wonder ons, hoekom is oupa en ouma so vol nonsens en so moeilik? Jy verstaan, niks is goed nie. Oor dit hierso is altyd 'n ontevredenheid. En as hier pyn is daai pyn, gaan nie jou lewe verander nie. Jy verstaan, daai pyn gemaak, jy dra dit saam met jou, dit bepaal jou karakter, jou gedrag, want jy kan nie meer saam met jouself lewe nie. Hoor, dis hoekom baie ouens hier kyk na selfmoord. Ons kyk nou dink soos, het gepraat, wie het arm groot geword. Iets soos, jy kom in 'n huisgesin wat dysfunksioneel is, pa het almekaar sy werk verloor, goed het hy skeef geloop, en ek sê vir myself, ek sal nie my werk verloor nie, ek sal alles doen om dit te doen. So met die gevolg is, ek werk myself in 'n koma in, my gesondheid lê daaronder, my gesin lê daaronder, man of vrou, maak nie saak wat dit is nie, en wat gebeur is, dat die waarde van hierdie dryf my om iemand te word, om 'n mens te wees, want dit sê ek het 'n impak gemaak. Hoor wat ek sê? Hierso kan ek dwelms gebruik soveel soos ek wil, en ek gee nie op vir die mense rondom my nie, dis ek sal dit doen wat ek wil. En die gevolg is dat hierso vind vernietiging plaas. En in die hele proses is daar 'n lewe wat die koninkryk van duisternis vir my gee. Hierso is klomp godsdienste ook ingebou, ons kan 'n kerkie inbou. Kom ons sit 'n kerkie hierso in. Daar's klomp Christen kerke wat mense mislei, en jy bly in die koninkryk van duisternis, jy gaan nêrens heen nie. Die uiteinde van die hele proses is 'n plek waar dood dan jou uiteinde is. Maak 'n saak wat hier gebeur het nie, maak 'n saak of jy 'n lewe geleef het van jy is okay nie. Praat eendag met 'n ateïs, hy sê, luister man, ek leef 'n beter lewe as julle Christene. Ek dans nie, ek rook nie, ek drink nie. Hy sê, baie van die Christene doen hierdie goed, as jy verstaan. So, hoekom sal ek nou Christen word? Hy sê, my lewe is in orde, sy het 'n goeie morele lewe gebou op hoogmoed, selfgesentreerdheid van, ek maak dit, ek is dit. Oor kan jy dit doen, kom die vyand en hy verblind jou vir die ewigheid. Dan vat jy altyd na 'n plek van dood toe. Dit maak nie saak hoe jy na hier dan kyk nie, jy eindig altyd daarso. Baie belangrik om dit te verstaan is dat ons kom uit hierdie stelsel uit. En wanneer Jesus dan begin praat en hy sê, ek wil hê met jou sielslewe moet jy doodmaak, beteken dit ek moet seker maak dat hierdie goed deur die Gees vir ons gewys word, hoe lyk ek, en dan kan ek begin met 'n lewe van oorgawe. Okay, Here, help my met hierdie ding. Hierso is jaloesie in die hak.
Iemand te vervloek is in die haak, jy verstaan, om kompetisie te is in die haak, om met iemand te trap is in die haak, dit is geen probleem nie. Dit is alles reëls van hierdie koninkryk. Alright, so met ander woorde, ek kan liewer 'n klomp mense bedrieg, vertrap en alles, en ek kan my Mercedes ry of my vliegtuig vlieg, en dit is in die haak. I'm a self-made man. Ek praat so met die manne, ek vat myself verwys. Ek los die dames uit, net hoe kry ek raas. Maar wat ek sê, met ander woorde, daar is 'n plek wat ek hier, gaan dit oor die impak wat jy kan maak. En die ongelukkige wenner van 'n ander ou, wat ook behoort in die koninkryk, wat nou getrap word, het geen heenkomme nie, hy het geen oplossing nie, hy word maar net, hy gaan ook so dood, vertrap en seer en stikkend. Hoor wat ek sê, met ander woorde, in hierdie koninkryk is daar geen genade nie. Die duiwel sal altyd sy pond vleis eis, maak nie saak hoe jy daarna kyk nie. Ons kyk na politieke sisteme, ons kyk na besigheidssisteme, ons kyk na gesinne, ons kyk na gemeenskappe, wat sal sê, wel, ons hou nie van die ou nie, so ons werk hom uit. Nou hierdie ou kry pyn, hy behoort in hierdie koninkryk, hy sê, wel, ek gaan wraak neem, so hy vas sy revolver en skiet 3 mense dood. Hy is nie tronk, maar hy voel uit sy wraak gekry. So, dis hierdie lewe. Hier is baie godsdienste. Ons kyk na Hindoeïsme, Boeddhisme, Islam, noem 'n horde van goed wat die vyand vir ons skep en sê, luister, ek gee vir jou godsdiens, die yin en die yang, jy moet net die duisternis en die lig balanseer, dan is jy okay. Ek praat eendag met iemand, hy sê vir my, ja, ek moet myself weer laat balanseer. Ek sê regtig, nou dink ek weer balansering, jy verstaan die hele. Hy sê nee, ek gaan na my guru toe en ons gaan mediteer nou dat die negatiewe en die positiewe net weer in balans kom, dat my lewe weer alright kan wees. Ek is uit balans uit. Dit is al my goodness. Jy verstaan wat 'n leuen. Ek sê vir hoorie, maar jy is nooit in balans nie. Hierdie seer wat jy het word nooit verwerk nie. Jy dra dit nog steeds in jou hart. Daai seer sit daarso. Ek weet jy kan na 'n sielkundige toe gaan en ek kan my hart uitpraat. As die pyn nie genesing kry van 'n veraard nie, loop ek met daai pyn en ek moet later medikasie kry want die pyn het gevolge depressie, aggressie en wat ook al jy wil noem. Alles hier wat gebeur in die hart, sit al hierdie goed. En ek kry dit nie uitgesorteer nie. En ek kan vir jou menige getuienis gee van mense wat ingestap het in die kantoor en jy hulle ontmoet Jesus. Die help hulle om deur te breek deur hierdie goed. Ek sal een ou nooit vergeet nie. Ek meen, die man was groot, hy buig so by die deur en hy staan instap en hy sit hy stoel so vol. En ek meen, die man is stikkend. Hy sê, ek gaan nie sy verlede vertel goed nie en hy is 'n ruwe ou. Ek meen, een van daai, ek meen, hy het hierdie koninkryk deeglik geleef. Hy het alles gedoen wat hy kan gedoen het hierso. En ons praat en ek help hom by Jesus uit te kom. En hy verstaan die ding. Volgende week staan by pluk sy hemd uit, ek dog, o, frek, jy verstaan. Hy sê, ek wil Jesus aanneem. En hy staan vorentoe, en dit is asof hy daai hele vrag van goed wat hy het, wil uitpluk van homself af. En hy neem Jesus daar aan, jy verstaan, hy stap uit 'n vryman. Trane loop. Hy het nooit gehuil in sy lewe nie. Groot geword, liefdeloos. Sy ma was 'n straatvrou, sy pa weet nie eens wie dit is nie. Maar as jy met ander woorde, daar's 'n plek waar as jy in hierdie koninkryk inkom, is daar verlossing, daar's hoop, daar's lewe, daar's vryheid. Wat egter nog gebeur is dat ons is nou hier, maar nou wil ek graag hierdie koninkryk ook beskryf. Hierso is lewe en Jesus praat van hy is die lig. En wanneer ons praat van lig, beteken dit dat hy kom en skyn op my lewe en hy sê, dis wie ek jou gemaak het, ek is jou skepper en dis wat ek jou wil vat, dat jy soos ek kan wees. Dat jy dieselfde persoonlikheid as hy kan wees. Daar is 'n identifikasie met dit. En so belangrik om dit te verstaan, dat hierso is Jesus, is daar 'n kruis, wat vryheid gebring het. Daar is 'n oop graf, ek gaan sommer so 'n prentjie teken, daar is 'n oop graf, daar is lewe, daar is opstandingskrag, wat hier vir jou aangebied word. En wat ons gebeur is, hierso is daar belangrik, daar is vergifnis. Hierso is nie regte vergifnis nie, daar is 'n vergifnis met 'n maar. Hierso kom Jesus en sê, ek spreek jou vry. Al die juke wat jy dra, al die sondes wat jou doodmaak, wat jou onderdruk, vat ek van jou weg. Want daar's 'n kruis waar daar bloed gevloei het, waar daar 'n offer gebring is. Want baie keer verstaan ek dit nie en ek sê, Here, wat jy gedoen het is net te groot, maar een ding weet ek, dit werk. Ek wil vanoggend vir jou sê dat as ek na my eie lewe kyk en ek sien as ons kom by oorgawe, by wat moet gebeur is dat jy kom vanuit hierdie koninkryk hiernatoe. Word verplaas. Paulus skryf in Efesiërs brief waar hy sê, jy is oorgebring van die koninkryk van duisternis na die koninkryk van lig. So hier word jy skoongemaak
Ek gaan sommer hierdie ene vat. Hier is 'n hart wat totaal anders lyk. Wat gebeur nou is dat as gevolg van die feit dat Jesus kom deur sy bloed, is daar vergifnis, vryspraak, daar's genesing, daar's hoop wat gebring word, lewe wat geskep word, daai jukke wat hier optel, word hier afgehaal. Wat egter gebeur is dat ons bring ongelukkig ook nog van hierdie koninkryk af waardesisteme, manier van lewe, goedjies wat ons doen, wat ons dan saam inbring in die ding in. Ek is weergebore. Ons gaan nou na daai skriffies kyk. Ek is weergebore. Ek het nuwe lewe gekry. Ek het 'n ewige lewe. Hierso wat gebeur hierso met my is, ek ben hierso is 'n ewige lewe. So ek gaan hierso hemel toe. Ek gaan nou sommer net hierso so maak. Daar is jy vir ewig in die hemel. Daai kant is jy vir ewig in die dood, in die hel. En die eerste van alles, toe ek weer dink, gisterand en van laasnag toe Here my praat, hy sê vir my, die duiwel weet man, hy weet wat hy op pad is. Herinner my na die skrif, toe Jesus by die Gadarener kom, en hy praat met legio, wat was hulle eerste ding? Het hy gekom om ons voor ons tyd te pynig. Hulle weet wat kom man. Wat doen hy? Hy sleep almal saam wat hy kan, om sy partners te wees in die hel. En hy probeer om sy koninkryk te bou, probeer om jou in te trek, in duisternis in, sodat jy nie die lig van Jesus kan sien of ervaar nie. Want ons praat van die proses van heiligmaking, die proses van bevryding, van lewe, beteken dit dat, alhoewel ek 'n kind van God is, en ek vrygespreek is daar 'n plek waar hy sê, jy moet jou sielslewe, wat hier gevorm is, moet jy neerlê. So die oorgawe gaan nie oor, jy is nou 'n slegte mens, jy is nou dit nie, jy is weergebore, jy het 'n ewige toekoms, maar daai lewenspatroon moet verander. So ek wil hê vanoggend as jy mooi dink aan hierdie ding, dit is nie 'n negatiewe proses nie. Baie keer dink ons sê, jy moet sterf van jou siel, wat Jesus sê is, maak klaar met daai goed. Ek het soveel meer hierdie kant, soveel meer hoop, soveel meer dinge hierdie kant te vir jou wil gee. So dit is baie belangrik om daai te verstaan, dat ons moet kom by 'n plek wat ons sê, wat ons het. En al wat die vyand moet te doen is om vir te sê, nee man, dit is nie so erg nie. Jy kan hier gewoontetjie kan jy maar hou, daai kan jy maar hou, of daai verslawingkie kan jy maar hou. Kom ons kyk 'n bietjie, wat sê die woord? Die woord sê, julle is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk. Kan jy daardie vir jou vat vanoggend, dis hoe God jou sien. Dis sy definisie van jou as mens. Dan vra hy vir jou sê, omdat ek jou gekies het, sal jy aanpassings maak in jou lewe om soos ek te word. Sal jy die volheid van wat ek het, sal jy dit ontvang. En wat gebeur is, baie keer sukkel ons met ding van, nou moet ek hierdie ding aflê, wat kry ek hierdie kant? Nee, net bietjie beter godsdiens, jy is 'n bietjie beter mens. Ons vergeet daarvan, dat hierdie kant is daar kragtige lewe. En ons prentjie is heeltyd een van, ek moet hierdie aflê, want ek is sleg. Jy is nie sleg nie man. Wat sê die woord? Jy is uitverkore geslag, koninklike priesterdom, heilige volk. Jy is God se eiendom. Jy is uit die duisternis geroep. Jy slaan die lig. Jy het vryheid. Wat Jesus van jou vra, as hy sê, maak hierdie vryheid deel van jou lewe, laat my toe, om dan daai lig te skyn op al die areas, waar jy nog moet oorgee. Want almal van ons, moet iewers nog iets oorgee. Nie een van ons wat hier sit, het hierdie volmaakte, perfekte lewe nie. Dit beteken, ons groei. Groei beteken, sê Here, ek weet om oor te gee. Ek weet wanneer hy sê, Seunie, hierdie beertjie van jou, sal ons mee bedeel. Is reg Here, ek staan vir u nou, ek vra Here, deel met my. I give this to you, I surrender this to you, that you can heal me. Dan vat jy terug na die hart toe. Hier in die hart is daar baie keer 'n plek waar hy meer vandaan kom. Dit is 'n verwonding as kind. Alright, iemand het jou geboelie. So wat nou gebeur is, dit sit nog hier. Wat doen Jesus? Hy bring genesing. Soos daar genesing kom, en hy, kom ons maak so. Hy trek 'n streep deur daai verwonding in jou hart. Wat gebeur nou? Vernuwing vind plaas. Jy het oorgegee. Baie keer probeer ons self hierdie ding dissiplineer. Ek het agtergekom, dit werk glad nie met my nie. Hoe meer ek by hier meer werk, hoe meer kan my vrou pak. En hoe meer kom die road rage. Elke taxi is net te stadig. Jy verstaan, en die arme tannie voor my. Jy verstaan, ek wil Bora ry, want ek weet sy is in my pad. Alraai, so, kom mense.
Ek wil graag, ekskuus tot hy net nou. Ek wil graag hê vanoggend is dat jy moet kom in die plek jy kan sê is dat daar's barmhartigheid bewys aan ons. Daar's genade vir jou gegee. Die Here weet jy's net 'n mens. Hy weet jy moet groei, maar ek moet kies om te kan sê, Here, ek gaan die kuns aanleer om oor te gee. Die kuns om te sê, Here, ek weet nie hierdie ding nie, hoe gaan ons dit doen? En dan begin hulle Gees met jou te deel. Wel, jy moet vir Piet om verskoning gaan vra. Ja, Here, ek het nie lus vir daai ene nie. Ek meen, hy sê vir my, wel, jy het droog gemaak, jy sal moet gaan regmaak. Here, kom stel hy een uit. Nou sukkel ons vir 'n paar maande met dit, want ek meen, die Here weet wat jy nodig het om vry te kom, om genees te kan kom, en ek kry daardie nie oorgegee nie. Vra maar. Here, jy weet mos dit gaan 'n argument wees daai. Here, jy weet mos, dit gaan in 'n geveg ontaard. Daai ja maar's en nie goed. As jy hulle sê, jy hoef nie jouself te verduidelik nie, vra 'n verskoning, sê dit jy is jammer. Ja, Here. Okay man, kom ons doen dit. En dan kom vryheid. So ek wil hê dat daar is in jou hart, jy sit 'n klomp goed hier. Dan moet jy onthou, in jou geheue is daar hoop en hoop goed. Kom ons maak hulle swart. As hoop en hoop goed wat daar nog in jou geheue is, wat moet skoongemaak word. Die lig van Jesus skyn op dit, en die oomblik as daarop skyn en jy oorgee, wat gebeur daarmee? Hy vee dit uit. Met ander daar's 'n plek waar reiniging kom. En dan maak jou skoon. So met ander woorde, môreoggend dink jy weer daaraan nie, want ek is skoon gewas deur sy bloed. Ek het vergewe, ek is vrygespreek. Hierdie verwonding, daai dwelmverslawing van my, wat ek so sukkel, want daar's 'n rebellie in my. Here, ek sal dit doen. Dis my reg om dit te doen, en ek word vrygemaak daarvan, want ek kan sê, Here, ek gee oor. I need your healing. En so baie keer is dat klomp sulke goed wat in ons lewe werk. Jy kan self weet wat op jou lysie is. En soos ek oorgee, sê Here, hierdie ding moet ek hanteer. Help my asseblief. En die Gees bring lig. Jy maak 'n keuse en hy is besig om jou vryer en vryer te maak. Wat nou gebeur aan die ander kant is, die krag van die Heilige Gees en die krag van Jesus Christus in jou is besig om te vergroot. So wat ek lees in die Bybel raak nou 'n werklikheid. Nou begin genesing te werk in my lewe. Jesus het 'n klomp keer gesê, kyk, wat is makliker om te sê, seun, jou sondes is vergewe, of staan op, neem 'n bed op en loop. Vergifnis en genesing is gelyk aan mekaar. Wanneer ons kom by mekaar, dan sê ons, vergifnis, joh, ek verstaan, Here, dankie tog, ek is vergewe. Genesing, hier sukkel ek. En ek kry daai konsep nie myself verwerk nie, en ek meen, Here, hoekom word ek nie genees? Nou bid ons, in ons vas, in ons roei, en het klomp goed, en die begrip van sy genade, jy is vergewe, jy is vrygespreek, genesing is joune. Kry ons nie in ons koppe reg nie. So met ander woorde, hierso is 'n plek van performance, wat moet uitgevee word. En ons kom en sê, Here, ek verstaan nie hoe dit werk nie, help my asseblief, leer my, wys my. So ek wil graag hê vanoggend dat jy daai begrip sal begin kry, is dat die Here wil ons vat na 'n plek toe, waar die volle heerlikheid wat hy vir jou het, dat jy dit kan leef, dat jy dit in besit kan neem. En dit is so belangrik om daarin te verstaan, van jy is 'n uitverkore geslag, jy is gekies man, en jy het nie jouself gekies nie. Klomp jare terug sê ek myself, Here, ek weet nie hoe ek in die bediening beland het nie, ek sou myself nie aangestel het nie. Ek sou myself al lank al afgedank het. Ek hoor so 'n giggel hier bo in die hemel, en sê vir my, ja, hy sê, ek het jou gekies, doen jy werk. So ek het nie weggekom nie, ek gedog, ek wil terug gaan in geneeswees, of iets anders doen. Hy sê, I've called you, ek het jou gekies vir hierdie werk, doen wat ek jou gevra het om te doen. Ek moet daardag surrender, sê Here, wat ook al kom, hoe het ook al lyk is, I will do it. Ek wil hê ons moet gaan kyk vinnig na 'n paar ander skrifte. Hy sê, geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat ons geseën het met alle geestelike seëninge in die hemele in Christus. Het jy 'n lys gemaak van 'n geestelike seëninge? Hierdag gesit is die Here, wat beteken hierdie ding wat sê, ek het alles ontvang in die hemel in Christus? Nou kom ons by die plek van, hoe kry ek daai goed gemaak werk in my lewe? Ek weet of jy al die vraag gevra het, en vra myself die vraag, sê Here, al die krag wat jy het is myne. Al die heerlikheid wat daar is, behoort in my lewe te kan werk. Hoekom werk dit nie? Wat is die krisis van hoekom hierdie goed nie werk nie? Hy sê, soos hy ons in hom uitverkies het, voor die grondlegging van die wêreld, om heilig en sonder gebrek voor hom in liefde te wees. Hy het jou gekies,
Die eerste belangrike wat jy vir jouself moet uitmaak is dat jy het ja gesê, uit jou gekies. Jy het ja gesê beteken, hy sê, jy is myne. En meeste van die kere sal ons as mense onsself in ons kop diskwalifiseer. Kan jy vanoggend sê, Here, ek gee hierdie ding van diskwalifisering oor. U het my klaar gekwalifiseer. Ek het nog foute. Ek moet nog groei. Ek moet nog klomp gedoen, maar ek is nie gediskwalifiseer nie. Wat die vyand doen is, ek wil vertel vir jou, ja, maar. Right, dit beteken, as 'n plek wat jy daai diskwalifikasie in jou hart, dan is soms so 'n groot kol, wil ek hê met jy uitvee vanoggend. As jy kan begin glo, Jesus het my gekies, het my lief, hy het my 'n kind van hom gemaak. In Christus Jesus verander jou lewe. Dit beteken, ek hoef nie meer vas te klou aan 'n status, aan my geld, hierdie bietjie sekuriteit, of wat ook al nie. Ek kan losmaak daarvan, ek het dit nie nodig nie. Ek weet wie ek is as 'n kind van die lewende God. En ek weet, hy is die bron van voorsiening van alles. Baie keer sal die Here my vra om, dan stop ek by 'n robot, en dan brand my beursie. En dan wil ek 'n $5 uit, as hy my nee. Dan sê ek, Here, hierdie kant of daai kant, hy sê vir my, ek het vir jou gesê, you cannot outgive me. Gee die ou daai $200. En dan pluk hom uit en gee hom, want ek kan my God sal voorsien, ek kan nie meer weggee as hy my sal gee nie. En heeltyd vir myself sê, ek vernuwe myself om te sê, my God is die bron van alles. Hy voorsien, en daar is geen manier hoe ek in die steek gelaat is tot vandag toe nog nie. Dit beteken, iewers moes ek 'n waardigheid in my lewe ontwikkel het. Iewers moet ek kon sê, hier binne my hart is ek iemand. En ek wil hê vanoggend, dat jy sal weet, jy is iemand. Dat groen beteken, jy is goed, jy is vergewe, vrygespreek, gekies, jy is geroep, om deel te wees van sy lewe. As vir ons om te sê, goed Here, alles wat nie soos U lyk nie, sal ek neerlê. Al ons surrender. Daai meertjie, al daai goedjies wat ons saam met ons dra, die wantroue. Ek was een van die wantrouigste ouens voor ek hier ontmoet het. Jy verstaan, ek het niemand vertrou nie. Ons het al vir gesê, man, jy is so toe. Ons het nog ander woorde daarvoor gebruik, maar hy sê, ons weet nie wat jy is nie. Is jy bly, is jy vrolik, is jy kwaad, is jy wat? Jou gesig wys niks nie. Iemand sê dan van, jy het 'n pokerface. Ons sê, okay. Well done, regmerkie. Yes, ten minste, ek is in beheer van alles. Tot die Here vir my kom sê, luister nou, kom ons werk bietjie aan daai pokerface van jou. Sê, Here, dis nie op die tafel nie. Waar gaan ons heen? Sê, jy moet begin oopmaak. En ek is die kant en daai kant, en jy verstaan, dan is hy besig om my hart te herstel. Om dit wat hier moet gebeur, om lewe wat my hier uitkom na buite toe, is hy besig om te herstel. Hy sê, as jy nie oopmaak nie, kan geen lewe in jou inkom of deur jou vloei nie. Al Here, ek het geleer, ek maak toe. In die huisomstandighede was daar hier meer, 'n kwaai persone, goed wat net nie reg geloop het nie. Jy stap by die huis, jy bekruip die huis en dan kyk jy wat is die moed, voor jy besluit, gaan jy smaal, wat gaan jy maak? Right, so, dis 'n bietjie uit ons lewe uit. Ek wil nie graag dieper in ingaan nie, maar dan kom ons by 'n plek, nou maak jy toe, jy leer, jy hou jou emosies vir jouself. Ek meen, dit het niemand anders te doen nie. Ek meen, en hy sê vir my, jy moet oopmaak. Ja, Here, okay. En eendag, op kanaal 7, sê vir my, nou is bezig met hierdie heavy beradingsding. Ek gee klas, ander mense, ek leer hulle nou. En hy sê vir my, maar nou sê die musiek aan, en die Here sê vir my, nou gaan jy jou eie storie vertel. As ek in die Here bid, nou kyk Rona vir my, as ek in die Here bid, Here, jy is mal in jou kop, ek kan dit doen nie, maar wat gaan mense doen, al die goed, nee, my hande is later nat gesweet, voel ek het 'n rugbywedstryd gespeel, en dan word die musiek so, Rona kyk vir my so 'n groot oor, die musiek gaan nou afgaan, wat gaan ons nou maak? Man, dit was en ek moes daar sit, in my lewensverhaal, my vrese, my minderwaardigheid, alles deel oor die radio vir die volgende halfuur.
weet ek, daar klaar is, ek voel vir my, ek rol uit daai plek, ek is so moeg, jy verstaan, so gespan, is, Here, daar het jy dit nou, en die terugvoer, telefoon lê aan mekaar, sê, baie dankie, daar's iemand wat ten minste eerlik kan wees oor hulle lewe. Dan sê, nou sien jy, was dit nou so moeilik? So ek kan regtig vir jou sê, as ek dit vertel, moet jy weet is dat, ek het hier geleer, jy praat met niemand oor die binneste nie, hulle gaan jou verniel. Hulle gaan dit teen jou gebruik. Daarso, vra die Here, hy sê vir my, kan jy met ouens deel, te bring vryheid na buite. My lewensverhaal het hoop gebring. Begins wat ek geleer het, kon vryheid gee. So ek wil regtig gee dat jy vanoggend moet verstaan is dat ons sal kom in die plek waar daar soveel geestelike seëninge wat daar losgemaak word in die koninkryk van God in terme van sy heerlikheid, sy liefde, sy ervaring. En ek moes leer om emosioneel oop te maak. Nee, ek het nooit eens vir my vrou eers gehuil nie, jy verstaan. Ek het net een keer gehuil wat sy onthou en dit was eintlik van druk of van woede, jy verstaan, was nie van die werksituasie. En nou sit ek in my kantoor en die trane loop sommer net. Vanoggend deur die tweede laaste liedjie, ek wil 'n keer ek net chunk, ek sê, Here asseblief help my net. Ek het mos 'n dik woordjie spreek nie, jy verstaan, so ek wil regtig hê vanoggend dat jy sal besef, iets het gebeur met my, die mure om my hart het gebreek. So, ouens kan sien wie ek is. Ek gee nie om wat hulle dink nie, ek gee nie om of ons my beskinder nie, maar as 'n plek as die mure breek, is ek vry. Ek kan wees wie ek wil wees. Ek kan juig, ek kan raas, ek kan doen wat ek wil. En as ander dit snaaks vind, dis sy probleem. I'm free. Ek het nie 'n ketting meer op my emosies wat sê, nee, jy praat nie uit nie. Kom broer, gedra jouself. OK, ek gedra myself. I enjoy it. Ek wil hê vanoggend dat jy kan weet, jy is geseën met al die geestelike seëninge in die hemel in Christus. Dat is my vraag. Elkeen van ons het 'n lewe wat jy leef. Jy het 'n prentjie van wat jy moet word, wat dit moet wees. Daai prentjie ongelukkig is 'n mengsel van hierdie en van daardie. En jy kan mooi gaan kyk na, ons is nog besig om te groei in dit uit. Hoe lyk jou model? Eers 'n skrifgedeelte daar so is, nou sê Paulus, hy sê, beklee julle met die Here Jesus Christus, maak geen voorstel vir die vlees om sy begeerlikhede te bevredig nie. Klink nou hierdie moeilike ding, tot jy begin besef, as ek sê Jesus, waar het ek sekuriteit geskep in die koninkryk van duisternis? Okay, almal van ons het een of ander vorm van sekuriteit wat jy vir jouself opbou, waar jy veilig voel, waar jy kan sê, dis wie ek is, wat ek kan doen. Alright? Toe gaan kuier, een op 'n party, een gaan drink, een is 'n introvert, hy speel sy rekenaar games vir die hele naweek voor hy maandag weer begin werk. En jy sien hom eers weer maandagoggend 8:00 dat sy kan sy kamer uitsluip en 'n hele naweek games gespeel het. Daar's soveel goed wat ons kan na kyk. Wat sê, dis wat ek hier het. Nou sê daai skrif, hy sê, maak geen voorsorg vir die vlees, want hierso in 'n sielsdimensie het ek 'n klomp goed geskep om iemand te wees. En nou begin die Gees jou te help, sê Here, ek wil ontslaa raak daarvan. Hoe gee ek oor? Hoe kom ek die plek om te sê, Here, hier is ek, wat doen ek? En dan beteken jy mag geen voorsorg vir die vlees nie. Hoe maak jy voorsorg vir die vlees? Ek beplan. Alright, hierdie naweek, my vrou gaan by haar vriendinne kuier, so ek gaan vinnig 'n half bottel whisky drink, voor sy terug is. Alright. Sy paar ouens wat lag, jy verstaan, ek gaan net met die manne praat, ek los die vrouens uit, dit is gevaarlike terrein, alright, die vrouens kan met vrouens praat, en hoor ek sê, met ander woorde, of ek sê vir myself, hier is nog niemand hier by die huis nie, ek gaan nou dit doen, om myself te vermaak, ek maak beplan, om hierdie sielsding van my te bevredig, wat uiteindelik onvrede bring, en wanorde bring in my lewe, so met ander woorde, hy sê, moet nie voorstel maak daarvoor nie. Tweede ding is, as jy dat julle die vorige lewenswandel betref, die ouwe mens moet aflê, die begeerlikhede van die verleiding ten gronde gaan, dat julle vernuwe moet word in die gees van julle gemoed, en julle met die nuwe mens moet beklee. Daai nuwe bekleding beteken dat ek kom by 'n plek, waar ek die volgende doen. Hierso is jy as mens. Alright, hier is 'n klomp goed binne in jou. Ek gaan nou sommer so maak, hier is 'n klomp goedjies wat jy gedoen het. Nou as jy vergewe, jy is vrygespreek, so as 'n groot area waar daar lewe is en jy reeds besig is om te wen. Wat maak ons nou met hierdie goed? Bekleding beteken eintlik wat as die Here,
ek wil hierdie ding wil ek uittrek. En ek vra my help dat ek hierdie ding oorgee, en ek kom gee hierdie onvergewensgesindheid teenoor daai persoon my seer gemaak het, gee ek vir die Here, dankie, U bring genesing, aan my gemoed, ek haal dit uit. En in plek daarvan, kom daar so genade. En ek sit hier so, genade, vir daai persoon. En so met ter tyd, beklee ek myself, van een na die ander, haal ek hierdie goed uit, sê Heilige Gees my wys. Dis ook net nodig om saam met die Heilige Gees te werk. Jy gaan dit nie self kan doen nie. Daai ding, daai gewoonte, haal ek af. Ek meen, daar kan baie maniere wees, hoe jy jouself, jou frustrasie uiting gee aan, en die goeders, en dan kan jy begin sê, Here, dankie, ons vervang dit met lewe. Sommige so skryf, waar is hy nou? En vervang dit met U lewe. En wat er gebeur is, kom daar vrede, daar kom vryheid, daar kom blydskap. So, in jou innerlike mens, het jy twee goed. Jy het jou hart, waaruit jy leef. En in jou hart het jy besluit, dis wat ek sal doen. En jou lewe sal die rigting loop. Dis hoekom jy baie keer ons skryf wat doodgaan, met groot frustrasie en angs en pyn, want jy het besluit geneem, ek sal nie vergewe nie. Hoor in my hart. Of kom 'n plek in jou hart het jy besluit geneem, ek wil vry wees, ek wil al die juke afgooi. En dis hoekom, baie interessant as jy nou spot weer met ons bekkers, ons het ding van ons gee net nie op nie, ons hens op nie. Kyk, die storie is lang te kom van die boereoorlog af, Tweede Vryheidsoorlog af, waar oupa grootjie en ouma grootjie in die konsentrasiekampe was. Met ander woorde, hulle het al daai harde, swaar goed beleef, so die bekkers gee nie op nie. Ons veg terug tot die dood intree. En wat het ek gesien? Daai hardkoppigheid maak, dat daar geen vrede in 'n familie is nie. En ek het voorreg gehad om baie van my ooms na die Here toe te lei en te help om vrede te kry voor hulle dood is. Ek moes maar, my broer het maar gebewe, om met hom gekonfronteer, oom, jy moet nou klaarmaak. Jy verstaan, hierdie goeders, geen nie saam met jou, kan niemand toe vat nie. Jy gaan hel toe. En as jy eers kwaad, dan maak hulle harte oop. Dis 'n opsomming van 'n lang gesprek, maar weet jy wat? Ek kon sien, hoe net daai waardesisteem in die hart 'n lewe dryf tot by die plek waar daar geen vrede is nie. Daar's altyd konflik. En dit is nodig om te sê, dat dit wat jou hart is, wil jy moet skoongemaak word. So kom ons sê hierdie goedjies. Hier is jou hart. En jy wil hê dat die oorspronge van lewe in jou hart dood sal bring nie. Maar jy wil lewe bring. Teken, die Here Jesus kom en hy sê, kom ons genees jou hart, al die verwonding, al die plekke waar daar stikkend was, kom ons bring orde, maar jy moet kan leer om te sê, Here, hier is ek gee oor, ek gaan dit vir U gee. So die kuns van oorgawe te doen daarmee om te weet, jy gaan dit nie self kan doen nie. Die wonderlike van die Heilige Gees is, hy kom nie te sê, my seun, sien nie hierdie ding, ek wil jou graag help daarmee. Ek wil nie vertel, jy is 'n sondaar, dit is verkeerd, jy wat bly 'n sonde nie. Hy sê, hierdie ding moet ek en jy korrigeer. Wat ek beleef is, Here, dis waar. En hierdie ding behoort nie in die koninkryk nie, dit behoort in die koninkryk van duisternis. Ek bely onmiddellik sê, Here, vergewe my, hierdie ding is nog in my hart. Dis my werk. En die Gees bring genesing bring. En dan, almal van ons, weet nie vir jou nie, maar ek het 'n groot geheue. Alright? Kom ons maak hier so memory bank. By my is daar 65 jaar se goedjies wat onthou word hierso. En ek onthou tot van 2 jaar af, snaaks genoeg, sekere insidente. En ek kan nie meer die titel onthou nie, maar hier sit 'n klomp goed hier, wat hier vas is. As negatiewe goed. Daar's positiewe goed. Goed wat mooi en lekker is, goed dat jy verstaan wat jy hoop op het. Wat die Heilige Gees doen as hy sê, en as dit nodig dat ons daai geheue vat, jou hart is skoon, kom ons maak die geheue skoon. En deur sy bloed was hy hierdie negatiewe goed wat ons saam met ons dra, wil hy uithaal dat dit nooit weer 'n rol sal speel nie. En so wil hy dan met ter tyd genesing bring in jou gemoed, dat jy niks meer onthou van die verlede wat pynlik was nie, maar dat jy 'n vreugdevolle lewe het en vorentoe gaan. Daarom is dit so nodig om, as ek hierdie goed met julle ons deel, dit is die proses wat die Here besig is om
om in ons lewe verder te vat. Baie van ons is al volwasse, baie van ons het nog geënt om te gaan, baie van ons het 'n area wat jy moet hanteer. Kom ons doen dit, sê Here, hierdie area bring ek na U toe met vrymoedigheid. As ek vir sê, lieg nie vir mekaar nie, omdat julle die ou mens met sy werke afgelê het, en julle met die nuwe mens beklee het, wat vernuwe word na die kennis, na die beeld van sy skepper. So met ander woorde, jy is klaar eindweg in die proses. Hey man, jy het al eindweg gekom, jy het klomp mense al vergewe, jy het jou lewe al verander, jy het gedrag verander. Kom ons aan eindtyd voluit, dat die krag van Jesus Christus wat hy wil uitgiet, deur jou lewe kan werk. Hoe weet ek dat jy nog in proses is? Ek soek 'n slagoffer. Piet, ek en jy gaan vanmiddag as jy jou leeg bid, maar jy gaan bid en ek gaan kyk. Jy klop ons sê, dankie tog, het jy my gebid. Wat gaan deur jou gedagtes, as dit jy was, as ek toch gesê het, kom ek en jy gaan. Wat gaan gebeur is dat jy is onmiddellik nie gereed nie, joeg, my geestelike standaard is nie daar nie. Ek weet, en ek het nog nooit in my lewe dit gedoen nie. Oor wat begin gebeur met die ou, jy stoei met 'n klomp goed, want daar is skielik 'n geestelike uitdaging vir jou kom. Almal van ons nog in proses. As 'n plek waar die Here die proses wil versnel. Wat hy sê is nodig vir ons om te kom in die plek waar jy kan sê, my geloof is genoeg in Christus Jesus om enigiets te doen wat hy my vra. So die proses van verandering het te doen daar dat jou geloof in Christus sal groei. Dat jou geloof in Christus van so 'n aard sal wees, dat wat jy sal bid, weet jy, sal jy kry. Punt. Daar's nie eens twyfel daaroor nie. En is nodig om daai ding vas te maak. Dit sou kom ons deur die proses gaan van groei. Is nie om 'n beter mens te wees nie. Is om 'n impak te maak, verskil te maak, dat jou lewe die heerlikheid van God weerspieël. En daai heerlikheid het te doen met praktiese toepassing van by die kantoor, by waar ek met my sosiaal kuier. Ons kan grappies vertel en lag rond met braaivleisvuur en die heerlikheid van God kan daar wees. Die buurman loer hier oor, hy dog, wat gaan hier so aan? En hy sien hierdie party en daar's net coke. Alright, ons kan dronk wees van die gees. Paulus skryf dit, so, neem kennis. Ek wil hê vanoggend dat jy kan kom by 'n plek waar jy kan sê, daar's 'n lewe vol van Jesus wat 'n verskil maak na buitekant toe, wat jy van binne na buite leef. Nou, al wat jou keer is daai swart goedjies wat maak die binnekant dat die vloei nie kan vloei nie, en die Here wil dit uithaal. Maar hy wil die proses versnel. So is nodig vir jou om te kom in 'n plek wat jy sal weet, hy wil dit doen. Dele van ons model is die volgende: vrug van die Gees. Met ander woorde, wat Jesus wil doen is, hy wil liefde in die lewe inbou, blydskap, vreugde, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Al hierdie goed is deel van die Jesus model, om soos Jesus te wees. Goed, Paulus noem net 'n paar, maar daar sit 'n klomp ander goed. Elkeen van ons se persoonlikhede verskil. Dit beteken, ek en jy gaan die lewe verskillend beleef, ons gaan Jesus verskillend beleef, ons gaan verskillende impak maak op mense rondom ons. Een is die bemoediger, ander is die ou wat die liefde gee. Een is die go-getter, hy moet organise, anders als die mekaar. Alright, met ander woorde, almal van ons is by 'n plek waar as daai goed werk in jou, kan jy regtig funksioneer in jou lewe. Of dit nou is by die werk of by die kerk, waar ook al, maar ek meen, dis die volheid daarvan. Dan sê hy, geliefdes, laat ons mekaar lief hê. Want die liefde is uit God. Elkeen wat lief het, is uit God gebore en ken God. Daar is 'n klompie mense wat ek minder lief het. Wat van jou? So ek moet groei. Ek moet sê, Here, daai en daai persone, daai klas persone wat ek 'n kleintjie dood oor het, Here, daai ons moet ek kan lief hê met u liefde. Dit is baie maklik om lief te hê oor 'n afstand. Here, ons bid vir ons in China, al die boeddhiste en al die goedes, Here, ons het hulle lief, mag u liefde hulle aanraak tot uit jou huis het.
Hoe lief het jy daar wat in jou huis sit en alles omkrap. En dit is nodig vir ons om te sê, Here, maak my hart skoon, dat liefde deur my kan vloei. Nou die goeie nuus is dit eers, ek moet eers liefgehê word, voor ek kan lief hê. So my gebed baie is, vandag, Here, hê my net lief. En as hy my oorweldig met sy liefde daai keer, het ek 'n ander prentjie van hoe ek na mense kyk. So, die kans dat jy almal gaan lief hê rondom jou, is nie baie groot nie. Maar dan gaan ons wat jou gaan irriteer, dat hoe sê hulle, en om te sê, Here, hê my lief, dat ek met u liefde alles kan hanteer. So ek wil jy uitdaag vanoggend om te kan weet, daar is deel van die model. So die model wat ons het is, daar is 'n leefstyl van oorwinning wat ons het. Ek meen, as jy werktuigkundige is jou passie om voertuie reg te maak, of trekkers, of wat ook al jy van mag wees, as jy 'n rekenaar IT ou is jou passie om daai programme te maak werk en die masjien te laat sien gebeur, en in dit alles kan jy hulle gees vertrou, dat die volheid van sy heerlikheid hierdie ding laat werk. Jare terug het ek met 'n ouetjie 'n pad geloop en uiteindelik begin hy vir sê, right, hoe doen ons by die werk? Ek sê, nou bid ons vir jou werk. Hy sê, wat? Ek is 'n mechanic. Hy sê, die Murphy's Law werk altyd. Hy sê, as die boertjie daar val, hop hy en hy val binne in die bak olie. Hy sê, oorregtig? Hy sê, ja. Hy sê, as jy radkas om mekaar gesit, het die groot machinerie gediens, hierdie groot caterpillars en goeders. Hy sê, ja, ek gaan jou waarborg, as ek alles om mekaar sit, gaan die seel daar lek. Hy sê, dis Murphy's Law, dit werk so. Hy sê, okay, hoe gaan ons Murphy's Law nou kanselleer? Nee, hy het nie geloof vir dit. Ek kom ek bid saam met jou. Sê, alright, ek wil jy die volgende doen. As daai radkas van daai grader nou weer lek, nee, dan gee jy vir hom bid, dan kom jy terug en sê vir wat het gebeur. Bid saam met hom, lê hom hande op, en hy kom terug, maar daai smile is net so breed. Hy sê, hy het vraggies opgehou lek. Hy sê, ek glo dit nie. Hy sê, ek het weer gaan kyk, ek het hom weer deur die baan gevat en geploeg en alles. Hy sê, hy het opgehou lek. Vandaar bid hy vir elke radkas, hy bid vir elke masjien, en dan lek nie olie nie. Alright, waar is jou geloof? Jy kan met liefde van God masjinerie mee deel. Jy kry glimlag op die eienaar van die ding, die ou wat om het werk, want jy kom met 'n passie doen en leef wat jy is. Ek wil jy uitdaag vanoggend om uit te leef wie jy is, uit te leef om te weet, daai lankmoedigheid, daai vreugde, daai selfbeheersing. Hy sê, partykeer wil ek hy hamer vat, dan wil ek hierdie ding slaan, dan moet ek eers weer neersit, want dis 50.000 rand, en ek het nie soveel geld nie. Okay, hy moet selfbeheersing leer, en goed het begin gebeur rondom hom, toe daai goed in sy hart skuif. En daar's baie goed in jou hart, wat jy saamdra. 'n sekere persoon sit by my en ek sukkel met die persoon, dit is 'n geroei en 'n gestoei, en die persoon staan nie op nie, die moet 'n waardigheid bly. Ek vra en sê, Here, asseblief help my net, wat mis ons hier? En hy sê vir my, gaan drink koffie saam met jou. Nou gaan drink ek koffie saam met hom, ons praat soms, ons weet die kant of daai kant toe, en dit 'n meisie probleem, en dat probleem, en dit, en hy sê so terloops, weet jy wat, my krisis het gekom toe, ek was so 'n klein seentjie, en die strykyster se plak het gebreek. En ek wil my ma help om hierdie ding reg te maak. En sy vat hom af, sê, man, jy 10 duim, laat ek dit self doen. Net daar. Wat se boodskap draai in jou hart? Wat maak dat jy nie opstaan nie? Wat se kol? Wat se kol sit hierso? Want jy saam met jou trou wat jy nog met niemand gedeel het nie. Wat eintlik bepaal hoe jou karakter lyk. Dit wil vervang word met die vrug van die Gees, met liefde. Jy het God se liefde nodig in daai plek. Ek wil afsluit met hierdie ding van oorgee. Paulus skryf in Filippense, hy sê, my geliefdes, julle was altyd baie gehoorsaam toe ek by julle was. Nadat ek weg is, moet julle nog meer gehoorsaam wees. Vol ontzag en eerbied vir God moet julle voortgaan om aan julle verlossing gestalte te gee. Met ander woorde, die groeiproses waarmee jy besig is, het toe daarmee dat die verlossing word al meer in jou hart, die impak daarvan word al groter in jou lewe. Jy wil daai kolletjie, wil jy iets mee aan doen? Hy hoort nie daar nie. Hy moet uitkom. Hy moet wegkom. En is net nodig om eerlik te kan wees met jouself en met iemand om te sê, bid saam met my, help my om hierdie ding uitgesorteer te kry.
Hy sê dit is God wat die gewilligheid en die vermoë in julle bewerk om te handel volgens wat hy graag wil hê. Baie interessant, die Heilige Gees stel jou in staat om dit te doen. Stel jou in staat om hierdie pad te loop. Hy gee vir jou alles, hy gee vir jou geloof, hy gee vir jou die kapasiteit. Nou sê ander ding, hy sê doen alles sonder kla of teepraat. Dis ons moeilikheid. Ek weet nie vir jou nie, maar ek kan partykeer kwaai weerstand bied. Dan breek ek daai ding so. Here, maar is dit nou regtig nodig? Of jy brand omstandighede, kla jy sê, Here, maar dis onregverdig. Net ek moet nou hierso nie vergewe. Wat van hierdie ou? Hy kom weg en hy kom weg en hy kom weg. En want ek kan sê, hou op kla, op teepraat. Sy Heilige Gees vir jou wys, Here, yes, dis my lewe saam met U vir oorwinning, 'n droom wat nooit geleef word. I'm gonna do it. Dis die geheim van oorgawe. Sê Here, ek gaan op kla. Baie keer beland jy in omstandighede wat bitterlik negatief is. Jy het rede om te kla, jy het rede om negatief te wees, maar omdat ek kan sê, saam met my God, sal ons hierdie ding deurwerk, ek sal as 'n oorwinnaar aan die ander kant uitkom. Regte houding te hê, te sê ek gaan op kla. I will walk with him, we will break through. Ek wil jy los met dit, die kuns van oorgawe, is iets wat jy gaan leer, en gaan versneld leer, iets wat ek glo die Here besig is om in ons in te bring, maar daar is 'n plek wat hy sy Gees wil uitgiet, maar dit is so vir ons om te sê, Here, ons kan oorgee. We can surrender to your spirit. We'll have faith for being more than victorious. Jy kan dit doen. Kom ons bid. Vader, baie dankie vir net eenvoudig U woord, wat U besig is om oop te maak vir hierdie tyd en seisoen, vir vandag, Here, vir hierdie jaar, vir 2026. Dankie Here dat U wil ons toerus, sodat ons by die plek kan kom, dat ons mense van krag sal wees. Dat ons van ons sal sê, soos wat die disippels gesê het, van die diakens gesê het, vol van geloof, vol van krag, vol van die Heilige Gees, vol van krag. Ons sien die wonderwerke, sien die krag van God werk. Here, dis wat ons soek in ons eie lewe. En ons gaan nie ophou voordat ons nie daar gekom het nie. Help ons om oor te gee en af te gee, sodat U volheid in en deur ons kan werk in Jesus se naam. Amen.